Net soos u daar sit, kom ons raak rustig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy oordeele, sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Nou, ek het die gewoonte deesdae om te sê, die tema vanoggend is, ek sal my vrees in hulle harte gee, is Jeremia 32 vers 37 tot 44. Ek gaan vir ons 'n kort samevatting van die wet in Markus 12 vanaf vers 29 tot 31 lees. Jesus antwoord hom. Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ek gaan vanoggend vir ons weer uit die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek dink is iets wat baie van ons ken, dis seker die bekendste van ons belijdenisskrifte. Ek wou vanoggend dit dalk gelos het. Ek dink ons leef in 'n tyd en in 'n kultuur wat mense, hoe sal ek sê, hierdie gebruike wat eintlik deel gemaak het van die kerk, deel gemaak het van die erediens, dat dit eintlik so bietjie vervaag het. Ek dink mense dink dalk bietjie anders, maar dit is vandag nog steeds net so relevant. En dit is by beslot van rekening die dag as jy belydenis van geloof af lê, dan sê jy bely hierdie dinge in die kerk waarin jy is. Die dag toe ek geteken het of gelegitimeer is dit een van die dinge wat ek gesê het en bely het. Gods woord eerste en dan ons belydenisskrifte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Dis die tweede koms, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges of die gemeenskap van die wat afgesonderd is, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou, ek het reeds gesê, my tema, my skrifgedeelte is Jeremia 32. Jy kan gerus, as jy nog nie daar gekom het nie, om dit onder gebed te doen. Maar voor ek vir ons lees uit die woord, kom ons buig ons hoofde. Here, u woord is so kosbaar. U woord is deur mense geskryf, maar u woord is geïnspireer deur u Gees, deur die Gees van God. En Here, deur die Gees kom maak u woord lewend in mense, in u kinders se harte. U kom kla hulle aan wat nie u kinders is nie. Here, dankie dat ons in hierdie tyd van genade leef, dat ons met verlange uitsien na u wederkoms, Here, en as u kinders dit nog nie het nie, Here, gee daardie begeerte in hulle hart om te verlang
na U koms. En Here, die dinge wat aan die woel is in die wêreld, dinge wat aan gebeur is in die wêreld, hierdie jaar wat ek dink almal onverhoeds betrap het, alles omgekeer het, nie net huishoudings nie, maar die ekonomie en die politiek, alles kom omkeer het, Here, alles kom verander het. Ek dink baie mense tot stilstand gebring het, baie mense tot op 'n pad van vertwyfeling gebring het, hartseer in mense se lewens gebring het, Here. Maar Here, ons het een vastigheid en dis U. U sê ook U woord sal nooit tot niet gaan nie, dit sal tot in alle ewigheid daar wees. Dankie daarvoor, Here, omdat ons weet, U is die een wat die lewe gee, omdat U die lewegewer is. Dankie daarvoor, Here, kom maak U woord vanoggend aan ons oop. Elkeen wat vanoggend hierso sit, vir elkeen wat ek vanoggend daar ook by die bank gebid het. Dankie dat U ook mense gebring het om U woord te kom hoor. Ons eer U daarvoor, Here, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Hierdie gaan oor Jeremia wat skryf oor die volk wat in ballingskap is, en dan vertel hy van dit wat die Here vir Israel in die toekoms het. En ek lees daar vanaf vers 37. Ek sal hulle bymekaar maak uit al die lande waarheen ek hulle verjaag het, in my gloeiende toorn en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terugbring, en hulle sal hier rustig kom woon. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees. Ek sal hulle onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. Hulle sal my altyd dien, vir hulle eie beswil, en vir die wat hulle kinders, en vir die van hulle kinders na hulle. Ek sal 'n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan te hou goed te doen nie, en ek sal in hulle die begeerte lê om my te dien, en nie net van my af weg te draai nie. Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou. Met alles wat ek is, sal ek hulle weer in die land vestig. So sê die Here, soos ek hierdie groot ramp oor hierdie volk gebring het, so sal ek ook al die goeie wat ek hulle beloof het, na hulle toe bring. Daar sal weer grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê, dit is verwoes, sonder mens of dier, oorgegee in die mag van die Galdeërs. Grond sal vir silwer gekoop word, kontrakte sal geskryf word met seels daarop, en getuies daarvan. Dit sal gebeur in die gebied van Benjamin, en in die omgewing van Jerusalem, in die stede van Juda, die stede van die bergland, en van die laafveld, en die stede van die suidland. Ek sal hulle lot verander, sê die Here. Ek dink dit is baie interessant as jy nou na Israel gaan kyk, om wat daar gebeur, is dit dalk ook die profesie wat besig is om waar te word in die land van Israel. Ek sal my vrees in hulle harte gee. Die nuwe vertaling lees vers 40 as volg. Ek sal 'n blywende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie, en ek sal in hulle die begeerte lê om my te dien en nie van my af te draai nie. Terwyl die ou vertaling vers 40 as volg lees, en ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie, en ek sal my vrees in hulle harte gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. Dis baie interessant, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, is Jeria, wat beteken 'n vrees, en hier word die konteks ook vir ons, word hier die woord as 'n selfstandige naamwoord gebruik, hy word nie as 'n werkwoord gebruik nie. Nou ek dink julle weet so ietsie van selfstandige naamwoord en iets van 'n werkwoord. En dan die werkwoordelike een is om bang te wees of om 'n vrees te hê. Ek het gaan kyk na
die verskeie vertalings wat ek in my boekrak het. En dit was baie interessant om die volgende waar te neem. In die New International Version, in die King James Version en die nuwe King James Version, die Good News Edition, die New English Bible, the Holy Bible, die Revised Version, die New World Translation of Holy Scriptures, en dan die 53-33 vertaling. En in die Engelse vertaling word die woord fear gebruik, en in Afrikaans praat ons van vrees. Terwyl die nuwe vertaling die woord begeerte gebruik het, en ek kon een vertaling vind, die Living Bible Edition, wat sê dis vir my 'n vrye vertaling, het hulle nie gegaan en die Hebreëse woord gebruik wat vrees of fear beteken nie. Daar is nog meer vrye vertalings, ek dink die Lewende Bybel, die Nuwe Lewende vertaling, wat ook nog 'n meer vrye vertaling is van die 83, wat bietjie meer vry vertaal, terwyl die ander 'n meer direkte vertaling is van die oorspronklike taal. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Die ou vertaling, en soos die King James, veral die King James, die ou King James, is 'n meer direkte vertaling van die oorspronklike van die Hebreëus. Terwyl die nuwe vertaling, die vertalers so bietjie anders gewerk het. Hulle het die oorspronklike gevat en dit aanvaarbaar vertaal, en dan het hulle dit wat hulle gevat het, omdat die Hebreëus en die Grieks anders werk, jy kan hom nie woord vir woord so gebruik, want dan gaan jou sin heeltemal deurmekaar wees. Het hulle dan dit wat hulle vertaal het, het hulle dit dan 'n meer vrye vertaling, en dis hoekom hulle ook op die woord begeerte afgekom het, of 'n meer verstaanbare taal. Wat dan eintlik vir my so vry vertaal word, dat hulle die betekenis van die woord in die oorspronklike taal eintlik 'n onreg aandoen. Die Afrikaanse verklarende woordeboek sê die volgende, en dis ek later in die preek, soos die preek aangaan, julle agterkom, hoekom ek sê, dat iets verlore gegaan met 'n woord wat in die oorspronklike taal geskryf was. En hierdie woord het 'n diep betekenis, as net om die woord begeerte te gebruik. Dis baie omvattend, meer as wat die woord begeerte net wil sê. Die Afrikaanse verklarende woordeboek verduidelik vrees in die selfstandige naamwoord as volg. Dis 'n angs, dis 'n aanjaag, dis 'n inboe, dit versprei, dit koester iets. Die tweede punt wat ek kan hê, dit is 'n ontzag of 'n eerbied wat ek vir my ouer of my pa of my ma of my oupa of my ouma kan hê. En dan die derde een is 'n gevoel van bedigtheid. Toe gaan kyk ek wat sê die woord bedigtheid. Dit beteken bevrees, beangs, bekommerd. Met ander woorde, vrees kan op verskillende maniere geïnterpreteer word. En ek het ook na die Engelse verklarende woordeboek gaan kyk van fear. It's an emotion caused by impending danger or evil, alarm, dread. Be afraid of, be anxious, revere, regard with deep and affectionate or religious respect towards God. Met ander woorde, dit kan tweeledig wees. Dit kan vrees in my inboesem vir iets, of dit kan vir my 'n vrees of 'n respek gee vir God. Dit wil vir my voorkom asof die nuwe vertaling die Hebreëse woord of die verstaan daarvan wat ek gesê het met begeerte vertaal het, terwyl die ou vertaling
'n direkte vertaling gebruik, naamlik die woord vrees. Die begeerte daarna is maar net 'n aspek van dit om die Here te dien, om die Here te vrees. En dit gee nie eintlik vir my dit wat die oorspronklike taal sê ten volle weer nie. Ten volle word dit nie ten volle gesê nie. Wat sê ek? Moenie die nuwe vertaling weggooi nie. Maar saam met jou nuwe vertaling, en ek het dit seker al by herhaling gesê, en ek sal dit dalk nog baie keer sê, is dat gebruik verskillende vertalings, want dit gee jou min of meer 'n aanduiding, nie heeltemal, dit gee jou min of meer 'n aanduiding van wat daar in die oorspronklike staan. Nou, om bloot net te kyk na dit wat die verklarende woordeboeke sê oor die woord vrees, gaan ons in 'n mate help. Maar ons het nodig om vanuit God se woord daarna te kyk en te verstaan wat is die impak daarvan. Want 'n mens sien in ons tyd dat die vrees van die Here in ons dag, dink ek, 'n bittere min impak in baie mense se lewe het. In elk geval in die meerderheid daarvan. En 'n mens kan ook sien dat mense nie altyd regtig verstaan wat is die vrees van die Here nie, of verstaan ek altyd wat ek in die woord lees. Ja, ek het 'n respek vir God. Ek dien die Here. Ek vra dinge van die Here. Ek kyk op na hom om te voorsien in my behoeftes of dit wat ek van hom gevra het. Ek erken hom as God. Ek erken hom as die skepper van alle dinge. En so kan 'n mens aangaan om 'n paar dinge op te noem wat jy dalk sal verstaan met die vrees of die respek vir die Here te hê. Abraham was gereken as 'n vriend van God. Maar tog lees ek in Genesis die volgende gedeelte, dat Abraham 'n offer aan God gebring het, maar God het nog nie gekom nie, en toe raak Abraham moeg en hy raak aan die slaap. Dan lees ons later in daardie verhaal, en God het gekom en hy het Abraham se offer aangeneem, en daar staan, en Abraham het van daardie dag af 'n vrees vir God gehad. Moses pas sy skoonvader Jethro se skape op. Hy sien die brandende bos. Met nuuskierigheid stap hy nader, en toe hy naby kom, toe sê die Here vir hom: "Trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig." Dawid laat die volk van Israel tel deur die leeroowerste Joab. Uit hoogmoed staan daar in die Bybel. En toe die profeet na hom toe kom en sy straf aankondig, in die engel van die Here wat hy die straf verkies, en die engel van die Here deur Israel beweeg, en soos die engel van die Here beweeg, het hy mense met die dood getref, toe hy by die dorsvloer kom, en Dawid het die dorsvloer gekoop en hy die offer gebring, staan daar, en Dawid het God van daardie dag af gevrees. Jesaja 6 word Jesaja as jongman geroep. Nou lees ons daar, en hy's by die tempel, en God se teenwoordigheid was in die tempel gewees. Jesaja het op sy aangesig neergeval. Die engel van die Here het 'n kool van die altaar afgehaal, en hy het dit gevat, en hy het Jesaja se lippe aangeraak. En die Here het gevra: "Wie is daar? Wie kan ek stuur? Wie is waardig om die woord uit te dra?" Paulus kom op die pad van Damaskus,
terwyl Paulus besig is om die kerk te vervolg. En op hierdie pad na Damaskus ontmoet hy die Here Jesus, van wie hy al baie voor die tyd gehoor het, en wat hy heel waarskynlik op 'n afstand gesien het. Paulus val op sy knie, op sy aangesig. Wie is u, Here? Vra hy. Paulus, ek is die een vir wie jy vervolg. Ons lees ook van die disippels van die Here Jesus in die boek Handelinge, en jy kan dit in die evangelies ook gaan lees, van hoe intiem hulle met die Here Jesus gewandel het, terwyl hy op aarde was. Johannes praat in die evangelie van die een wat hom lief gehad het. Tog is dieselfde Johannes, toe hy op die eiland Patmos was, Openbaring 1, toe hy in die gees weggevoer was, toe die Here die dinge aan hom begin openbaring, en toe staan daar een, soos die lam van die mens, tussen die kandelare. Daar staan sy oë gebrand soos vuur, en sy voete het geblink soos koper. Toe Johannes in sy teenwoordigheid kom, het hy op sy aangesig neergeval, soos 'n dooie. Ons lees dat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, julle is my vriende. 'n Heer sê nie vir sy diensknegt, maak so en hy doen so, of hy maak so en hy doen so. So julle is nie diensknegte nie, maar julle is my vriende. Wat beteken dit? Want ek dink dis iets wat in ons dag heeltemal verkeerd verstaan word. Die betekenis daarvan is dat soos 'n vriende mekaar se harte ken, so kan ons die Here se harte ken. Dit beteken nie ons is maatjies, of soos baie mense deesdae daai gedeelte van die Here, die vrees van die Here het uit mense se lewe uitgewaai. Die vraag bly staan. Wat beteken dit om in die vrees van die Here te leef? Of dit wat in die ou vertaling staan, of so direk in die Hebreeus staan, ek sal my vrees in hulle harte gee. Wat is hier die vrees waarvan die Bybel praat? Die Here het vir Moses by die berg van die Here Horeb, toe hy die volk bymekaar gemaak het, en hy het vir hulle gesê, reinig julle, maak julle gereed, was julle klere en alles, want môre sal julle die Here ontmoet. En dan lees ons hoe die Here op die berg kom en het gedonder en weer het geslaan. En die volk het bevrees geword, want die volk wou nie op die berg klim nie. Sê Moses, gaan jy eerder, ons sal alles doen wat jy vir ons beveel. Die vrees van die Here is om die heiligheid van God te ervaar. 2 Samuel 23 vers 3 sê, 'n heerser in die vrees van die Here. 'n koning wat in die vrees van die Here leef. 2 Kronieke 19 vers 9 sê, so moet julle handel in die vrees van die Here. Die Here is voorskrifklik in wat dit is. Nehemia 5 vers 9 en 15, moet julle nie in die vrees van ons God wandel nie, vra hy. Vers 15, so het ek uit die vrees vir God nie gedoen nie. Nehemia skryf daar en sê, uit vrees vir God het ek dit nie gedoen nie. Job 28 vers 28 sê, die vrees van die Here is wysheid. Psalm 2 vers 11, dien die Here met vrees. Psalm 19 vers 10, die vrees van die Here is rein. Psalm 34 vers 12, ek wil julle die vrees van die Here leer. Psalm 86 vers 11, verenig my hart tot die vrees van U naam.
Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Selfs sê Spreuke 9 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Spreuke 1 vers 7 sê die ander gedeelte, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. God is kennis en wysheid. Spreuke 2 vers 5, dan sal jy die vrees van die Here verstaan. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Spreuke 10 vers 27, die vrees van die Here vermeerder die dae. Spreuke 10 vers 26 sê, die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid in. Daar's sterk sekerheid in die vrees van die Here. Spreuke 14:27, die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe. Hoor wat leer die woord ons oor die vrees van die Here. Spreuke 15 vers 16 en 23. Liewers 'n bietjie met die vrees, liewers in 'n bietjie vrees van die Here, om daarin te lewe. Vers 23, die vrees van die Here is die tug van die wysheid. Leer ons nie in die Bybel nie, die Here tug sy kinders met mate. Die Here tug ons in sy opvoeding. Die Here tug ons in sy vrees. Spreuke 16 vers 6, die vrees van die Here wyk van die mens af wat kwaad bedryf. Spreuke 19 vers 23, die vrees van die Here is tot die lewe. Is dit wat Jesaja 32 ook nie gesê nie, ek sal my vrees in hulle harte gee. Jesaja 8 vers 3, laat hy julle vrees wees, hy die Here. Lukas 5 vers 26 sê daar, hulle het die Gees verheerlik en is met vrees vervul. Lukas 7 vers 16, vrees het almal aangegryp. Lukas 21 vers 26, mense se harte beswyk van vrees. Johannes 7 vers 13, uit vrees vir die Jode. Hoor julle die verskillende betekenis wat die Bybel vir ons gee. Handelinge 2 vers 43, vrees het op die mense gekom. Handelinge 9 vers 31, is amper klaar met die klomp versies. Terwyl hulle gewandel het in die vrees van die Here. Wie is hulle? Dis die kerk van die Here Jesus, het gewandel in die vrees van die Here. Romeine 3 vers 19 skryf Paulus, daar is geen vrees vir God voor hulle oë nie. Leef ons nie in 'n tyd waar mense nie meer 'n vrees vir God het nie. 2 Korintiërs 5 vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken. Kinders van God ken die vrees van God. 2 Korintiërs 7 vers 1. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Heiligmaking kom daardeur, Efesiërs 5 vers 21, aan om mekaar onderdanig in die vrees van God. Efesiërs 6:5, wees gehoorsaam met vrees en bewering. Filippense 2 vers 12, werk julle eie verlossing uit met vrees en bewering. 1 Petrus 1 vers 11, wandel dan in vrees gedurende julle vreemdelingskap. Jou hele lewe wandel in die vrees van die Here. Wandel in die weë van die Here. Wandel in dit waaroor dit alles gaan. 1 Johannes 4 vers 8, Judas die 23ste versie. Andere
moet julle met vrees red. Wat leer die Bybel ons oor die vrees van God? Die vrees van die Here is wie hy is. Dis soos sy liefde, sy agape liefde. Dis maar nie net bloot 'n eienskap of 'n karaktertrek van hom nie. Soos wat ek en jy as mens en dis wie God in wese is. Ek en jy ontvang talente, eienskappe, gawes, wat nie uit onsself is nie, maar dit is iets wat ons Maker ons gegee het. Dis hoekom dit eienskappe is iets wat ons gekry het. Ons is die skepsel, hy is die skepper. Terwyl die teenoorgestelde vir hom is hy dit nie gekry nie, hy is dit. Hy is dit alles wat die Bybel van hom praat, is hy in wese. Dis hoekom die liefde, die geregtigheid, die wysheid, die volmaaktheid, die reinheid, die heiligheid, sy alomteenwoordigheid, om in die vrees van die Here te wees. Dis nie eienskappe wat hy het nie, want hy is die formeerder daarvan. Hy is die besitter van dit alles, en hy gee dit aan wie hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Hy is die instandhouder daarvan, hy is die een wat dit wegvat, hy is die een wat dit onttrek, hy is die een wat dit ontneem, wegvat van sy kinders, wegvat. Hy is die een wat konings aanstel en opstel, en weer afsit. Hy is die een wat koninkryke oprig, hy is die een wat koninkryke afsit. En hy gee dit aan sy kinders deur die wedergeboorte. Die Bybel skets vir ons dus vrees op twee maniere, wat ek vanoggend graag wil uitlig. Die vrees of die angs of die bangwees van mense wat buite God is. En dan die vrees in die tweede plek van die Here wat hy in sy kinders se harte bewerk. En die vrees van die Here is maar nie net bloot 'n begeerte nie, want die vrees van die Here is alles omvattend in my geloofslewe. Alles waaroor dit gaan, die vrees van die Here, hoe ek leef, wat ek aantrek, met wie ek omgaan, met wie ek myself vereenselwig, is in die vrees van die Here. Die vrees van die Here raak my hele menswees, my hele lewe, my alles. Die vrees van die Here, het ons gelees in Spreuke, is die wysheid. Is om hom te ken. Nie net te ken nie, maar om te ken vir wie hy is. Nie net vir wat hy kan doen nie, maar vir wie hy in wese is. Dit wat die Bybel vir ons sê, van wie God is. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, leer ons elkeen om in die vrees van die Here te leef. Ons as u kinders. Om vanuit ons verhouding met u te kan leef in u vrees, Here, want die vrees van die Here is alles waaroor ons geloofslewe gaan, Here. Dit omsluit alles van ons geloofslewe. Dis wie ons word in Christus Jesus. Kinders van die lewende God. Want u sê in Jeremia 32, u kom sit dit in die kinders se harte. Die vrees van die Here. Om te wil reg leef, Here. Om as ek gefouteer het of gesondig het, om reg te maak. Om goed te doen aan ander. Om nie kwaad te spreek nie. Om mekaar lief te hê met die liefde wat u in ons harte uitgestort het.
om ander te vergewe, dit wat hulle aan ons gedoen het, uit ons hart uit, Here, omdat ons in die vrees leef. Omdat ons 'n respek vir U het, 'n vrees, Here, vir dit wat U vir elkeen van ons aan die kruis bewerk het. Heilige respek vir dit wat U seun kom doen het, sy lewe gegee het, sy lig, sy bloed gevloei het, sy liggaam gebreek het vir ons, Here. Leer ons, Here, want U sê die vrees van die Here begin by die wysheid. Dis om U te dien. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek vir hierdie week kan bid, vir almal by die werk, Here, hulle wat swaar kry by die werk, hulle wat werk verloor het, Here, hulle wat siek is, hulle wat iemand aan die dood afgestaan het, wat nog in pyn sit, Here. Ons wat dalk ongehoorsaam is, Here, wat dalk verkeerd gedoen het, Here, leer ons die vrees van die Here, sodat ons in die lig kan wandel, en Here, sodat ons nader as U kinders na U toe kan beweeg, en U liefde daar kan ervaar, U liefde wat in die kruis vervat is, Here. Baie dankie daarvoor. En seën ook hierdie week, in Jesus naam. Amen.